Zodat ik nooit zal verdwalen naar
die lam uit sy bloed gestort vir my, hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal, daar is krag in Jesus bloed. Halleluja, Here sy die lam, ja, Here sy die lam uit sy bloed gestort vir my, halleluja, hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal, daar is krag in Jesus bloed. Halleluja, Here sy die lam, Here sy die lam uit sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal, daar is krag in Jesus bloed. Halleluja, Here sy die lam, ja, Here sy die lam uit sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal, daar is krag in Jesus bloed. Oh, halleluja, prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons nou na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Dankie Here Jesus dat U gesê dat alles wat Julle die Vader in my naam vra, dit sal U vir ons doen en die Vader sal dit doen. Oh, halleluja. En ons wil baie dankie sê dat U die deur tot die Vader is, sodat ons met vrymoedigheid kan deurstap na die Vader toe. En ons dankie dat ons alles in U naam kan vra. Daarom wil ons U eer in hierdie dag, dat ons weer so saam kan wees. Baie dankie sê vir 'n dag wat U aan ons gee, sodat ons hier op die Here se naam kan verheerlik, sy woord kan hoor en kan luister na wat die Gees aan die gemeente sê en dat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, ons kan leer en lei in die hele waarheid, sodat ons kan weet wat die raadsbesluite van God is, wat die wil van God is, wat die Here vir ons ook instoor het. Halleluja. Baie dankie dat ons weet, Here, dat deur U woord, as ons luister daarna, sal ons die weg na die ewigheid kan bewandel met blydskap. Baie dankie dat ons weet dat U woord is ook 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete, sodat ons in U voetspore kan wandel die hele tyd. Verheerlik U dan in hierdie dag, terwyl ons so saam is, en die Here, laat die Heilige Gees self in hierdie dag ons sal leer en lei in die hele waarheid. Want ons wil nie buite die woord wandel nie, ons wil nie buite die woord reageer nie, ons wil nie buite die woord spreek nie, Here, maar ons wil alles doen in die woord en deur die woord in waarheid. Halleluja, want die waarheid maak vry. Prys U daarvoor, halleluja. So wil ons saam bid in hierdie dag, Here, vir almal wat siek is. Dankie dat die waarheid van die woord sê, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. En Here, U ken elke sieke. O, Here Jesus, en ons weet dat hulle het alreeds begin bid, en hulle bid nog steeds vir genesing. En daarom roep ons saam met hulle na U toe in hierdie oomblik, en ons vra, Here, dat U elke kranke mag sal verbreek in die naam van Jesus, terwyl ons die bloed van die Here oor ons vra, en die bloed teen elke mag van krankheid, Here, ons vra dit teen daardie mag van krankheid in Jesus naam, sodat dit verbreek kan word en elke sieke volmaakte genesing sal kry deur U wonde waaruit U bloed gevloei het. Halleluja. Verheerlik U dan in hierdie dag, Here, en maak gesond, en ons sal U daarvoor loof en prys. Baie dankie dat ons ook kan saam bid vir al die gebedsversoeke, Here. Ons weet, mense, U kinders, alle mense het elke dag 'n behoefte of 'n gebedsversoek om aan U te bring, Here, want die sake waaroor hulle bid wat na in hulle hart is, en ons weet dat die Here God is daar om ons elke ene te help
En daarom wil ons vra, Here, dat U elke gebedsbesoek sal hoor en antwoord tot verheerliking van die groot en heilige naam. En ons prys U daarvoor, halleluja. So wil ons dan ook saam bid, Here Jesus, weer eens vir reën op al die plekke waar dit nog droog is in ons land, ja, in die buurlande, Here Jesus. Ons bid daarvoor gedurig deur en ons vra dit weer in hierdie oggend, Here, laat U sal reën gee op daardie plekke waar dit nodig is, opvolgreën sal gee. Ja, Here, laat U sal reën voorsien vir die plaasboere, sodat daar voedsels op tafel kan wees. Baie dankie. Halleluja, ons weet dat U hoor en antwoord en ons sê baie dankie vir al die reën wat ons alreeds ontvang het. Ons prys U in Jesus naam. Laat die woord dan lewend word in ons binneste, terwyl ons dit vra, Here, dat U elke een 'n oor sal gee om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, laat elke oor met U bloed bestryk sal wees, sodat die waarheid van die woord en die insig uit die woord, Here, elke binneste sal bereik, sodat ons daarvolgens kan wandel tot U eer. Dankie, laat ons dit alles kan vra in Jesus naam en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie môre weer saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van die Here Jesus Christus en ons bid die seën van die Here op U af. Halleluja. Prys die Here. Dankbaar dat die Here vir ons goed is. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here vir sy onfeilbare woord. En ek is dankbaar dat die woord van die Here gee vir ons altyd insig en kennis. As 'n skrif wat sê, ek sê as daar geen openbaring is nie, ek meen, dan is daar geen kennis van God. Hy sê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En as daar geen openbaring is nie, dan bly die volk onkundig. Nou, 'n openbaring werk so, dat jy lees die woord, en die Heilige Gees, as jy oopmaak vir die Heilige Gees, dan leer en lei hy jou in die hele waarheid. En die oomblik as jy die hele waarheid van 'n saak kry, en die Heilige Gees het jou geleer en lei in die hele waarheid, dan word die woord vir jou oopgemaak, sodat jy kan sien wat die woord sê. En wanneer die woord open, hy sê die opening van die woord gee lig. Dit meen die oomblik as die woord van die Here van jou oopgaan, deur die lering en leiding van die Heilige Gees en die hele waarheid, dan gee dit vir jou lig op enige saak in die woord, en op alles wat die woord van die Here sê. En ons het laas Sondag gepraat oor die kruis, en hoe dat die kruis in hierdie dae eintlik deur baie kinders van die Here verwerp word. Ek wil vandag vir u sê, met hierdie woorde, hulle sê, ons moet nie by die kruis stil staan nie. Ek wil net vandag vir u sê, halleluja, die Here Jesus het die kruis aan ons vasgemaak. Ek kan nie wegbeweeg nie. Ek kan nie wegbeweeg van die kruis nie. Want dis wat die woord sê. As iemand homself verloon, nommer 1. Nou selfbeloning, om jouself te verloon, is eintlik om jouself te kruisig. Want jy lewe nie meer nie. Jy sterwe sodat Christus kan lewe. En die Here sê, as iemand homself verloon, sy kruis opneem, en my volg, die is waarlik my disipel. Nou wil ek net weet, as die Here vir ons sê, as ek waarlik sy disipel wil wees, dan moet ek myself verloon, ek moet my kruis opneem. Ek wil net weet, hoe kan ek van die kruis weg beweeg? Hoe kan ek wil maar sê, soos wat hulle sê, ons moet nie by die kruis bly staan nie.
Ek weet, hoe is dit moontlik dat ek by die kruis kan bly staan, want ek moet hom dra? Halleluja. Want as ek nie die kruis dra nie, het ek geen verbintenis met die kruis van Jesus. En die woorde van die kruis is dwaasheid vir die wat ongered is, wat nie gered word nie. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dit meen dit wat jy dra, jou kruis, dis waar in jou krag lê. Halleluja, want die woord van die kruis is vir ons wat gered is, die krag van God. Halleluja. So wat is my evangelie? My evangelie is Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dit meen, ek verkondig 'n kruis evangelie. Want dis waaraan die Here Jesus geoffer is vir ons sondes. Halleluja. In die Ou Testament kon daar geen offer gebring word as daar nie altaar was nie. In die Nuwe Testament is die altaar die kruis van Jesus Christus. Dis die altaar waarop hierdie offer vasgemaak is, Jesus Christus. En geslag is en gesterf terwille van ons. So jy moet van jou kruis wat jy moet opneem, moet jy ontslae raak om van die kruis af weg te kan beweeg. En as jy wegbeweeg van die kruis af, dan is jy nie meer waarlik die Here Jesus se disipels nie. Jy is nie meer sy disipel nie. So, kom maar gee ek jou goeie raad, bly by die kruis en dra maar die kruis. En gaan kniel maar by die kruis. Jesus is ook daar. Halleluja. Prys die Here. Dank die Here daarvoor, maar ons wil aangaan oor wat die Here vir my gegee het vir hierdie dag, en dit is, daar is 'n spreekwoord, ek meen eintlik het dit 'n spreekwoord geword, alhoewel dit die woord van God is. Seën en moenie vervloek nie. Seën en moenie vervloek nie. Nou, as jy nie weet wat dit werklik beteken nie, hoe dit werk nie, dan is dit eintlik maar net 'n spreekwoord. Ja. En ek dank die Here dat, ek het in hierdie week, het ek 'n boodskap ontvang dat ons moet seën en nie vervloek nie. En dan so 'n bietjie uitgewy daaroor, en wat heel eerste by my opgekom het, is dit. Here, ek verstaan nie hoe dit werk. Maar as ek luister na wat gesê word, dan moet ek alle ongeregtigheid seën. Maar ek verstaan nie. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek verstaan dit nie. En die Here weet, want ek kan nie glo dat ons moet net seën nie. En ons mag nie vervloek nie. Of bestraf nie. Ek meen, ons mag dit eintlik nie doen nie. Ons moet seën. En ek het nie geweet waar in die Bybel, ek weet waar die verse staan oor seën en moenie vloek nie, maar waar in die Bybel staan daar iets wat vir my kan lig gee oor hierdie saak. En het was interessant dat die Here het vir my gesê, gaan heel eerste na al die skrifte wat sê seën en moenie vervloek nie. Nou, ek gaan dit vir u lees.
Hy sê in Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig. En julle vervolg. So wat kry ons hier? Ek moet my vyand lief hê, ek moet seën die wat my vervloek, ek moet goed doen aan die wat my haat, ek moet bid vir die wat my beledig, en my vervolg. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Glad nie. Halleluja. In Romeine 12 vers 14, Paulus sê, seën die wat julle vervloek, seën en moenie vervloek nie. Nou, Paulus sê op een plek hierdie mooi woorde. Hy praat van Abraham ensovoorts. Maar hier is iets interessant. Hy sê hierdie woorde in Hebreërs 12 vers 17. Want julle weet dat hy praat nou van Esau. Ek wil hê jy moet sien wat hier gebeur. Esau was die eerstgeborene. En hy moes die seën ontvang. Dit meen, hy moes die seën van sy vader ontvang, omdat hy die eerstgeborene is. Maar hoor wat sê die woord. In Hebreërs. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie. Nou hier is 'n interessante ding. Esau, is interessant, die woord sê, Jakob het ek lief gehad, die Here sê, en Esau het ek gehaat. Waarom? Omdat Esau sy eerstgeboortereg verruil het vir 'n pot lensies. Dit meen, dit wat hom toekom het hy verruil vir 'n pot lensies. Nou, hy het sy seun verwerp. En wat hier gebeur is, dat in werklikheid kan ek net iemand seën as hy berou gaan. As hy nie 'n geleentheid vind om berou te hê nie, dan kan ek hom nie seën nie. Pastoor, nou maar, hoe werk dit? Ek gaan nou vir die mooi verduidelik. Hy sê dan verder in die woord, 1 Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoord met skelwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle daartoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Dit meen, as ek seën, dan sal ek ook seën beerwe. En hy sê verder, en dit is waar die kern van die saak lê. 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Nou, hier kom die groot ding. Watter gemeenskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Is daar enige gemeenskap tussen ongeregtigheid en geregtigheid? Is daar? Nee. Kom ons gaan net verder. Efesiërs 5 vers 11. Hy sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Paulus het gesê, Petrus het gesê, die Here Jesus het gesê, seën en moenie vervloek nie. Seën en moenie vervloek nie. Nou kom werke van ongeregtigheid na vore onder kinders van die Here. Kan
seën. Want watter gemeenskap is daar tussen ongeregtigheid en geregtigheid? Daar is geen. Paulus sê dit baie duidelik, Petrus sê dit, die Here Jesus, daar is geen. As 'n kind van die Here met ongeregtigheid besig is, jy gaan dit nou beter verstaan. En nie reg en geregtigheid handhaaf nie. Hoe kan ek hom seën? Kom ons gaan verder. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Nou, ons is uit die duisternis geroep tot sy wonderbaarlike lig. So die duisternis is ongeregtigheid en die lig is geregtigheid. Ons is hierdie volk. Wat is die deugde van Christus? Seën en moenie vervloek. Dis een van sy deugde. Seën en moenie vervloek. En dit verwag die Here van my as sy kind. Om te seën en nie te vervloek nie. Dan sê hy 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Hier kom die ding nou. As ons sê ons het gemeenskap met die Here Jesus, dit meen ek het gemeenskap met geregtigheid. En in die duisternis wandel, die ongeregtigheid, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. So daar is nou vir my 'n keuse. Het ek gemeenskap met die Here Jesus? Want hy is ons geregtigheid? Of het ek gemeenskap met die duisternis wat die ongeregtigheid is? Nou, ek sê dit net vooruit. Dit meen wat mense van ons verwag vandag is, dat ons wat gemeenskap met die Here Jesus het, en in geregtigheid, moet die wat kinders van die Here, wat in duisternis wandel, wat lieg en nie in die waarheid wandel nie, wat ongeregtigheid handhaaf in hulle lewe, ons moet hulle seën. Verstaan jy wat ek sê? Sal geregtigheid ongeregtigheid seën? Die Here Jesus wat geregtigheid is, sal hy ongeregtigheid seën? Maar die Here het vir ons gesê ons moet dit doen. Jy sien, dis waar ons het verkeerd verstaan. As jy geregtigheid handhaaf en reg, in waarheid, en jou broer of jou suster lewe in 'n leuen van duisternis, met werke van duisternis in ongeregtigheid, verwag die Here van my dat ek hulle moet seën. Maar die Here sê so. Dis heeltemal reg. En ek gaan nou vir u verduidelik wat die skrif werklik vir ons sê. Halleluja. Ek het gaan kyk wat die woord seën in werklikheid beteken. En in Engels praat hy van 'n curse.
'n vervloeking is wanneer jy 'n onheil oor iemand begeer. Luister baie mooi. Of jy wens 'n oordeel oor hom, of jy wens 'n vervloeking oor hom. Dit mag ek nie doen. Al het hy my vervloek, al het hy my benadeel, al het hy dit gedoen, maak nie saak wat hy gedoen het nie. Nee. Maar ek mag nie 'n vervloeking oor hom uitspreek nie. As ek dit weet, ek mag nie 'n vervloeking oor hom uitspreek nie, en ek spreek nie 'n vervloeking oor hom uit nie, het ek nodig om hom dan te seën. Dit meen, as ek waak, en ek is nigter, en ek spreek geen vervloeking oor hierdie persoon uit nie, het ek nie nodig om hom te seën nie. Jy moet baie mooi luister, want ek het hom nie vervloek nie, so ek het nie eens daaraan gedink om hom te vervloek nie. Nou, dis reg wat hy gedoen het, ek meen dis sy saak, dis nie myne nie. So, ek spreek geen vervloeking oor hom nie. Inteendeel, die woorde wat ek eintlik sê, Here, vergewe hom, dan spreek ek 'n seën oor hom. Vergifnis is 'n bedekte seën. En dit, ek amper sê, die seëninge wat bedek is, wat ek eerder daardie ene wat my vervolg alles, die seëninge wat bedek is, wat ek kan oor daai persoon uitspreek, al is hy wat, en hoe ongeregtigheid alles is dit is. Here, vergewe ons. Hierdie ding is vir my is baie mooi. En dan gaan hy verder. Ek wil nou vandag vir iets sê. As jy ooit in jou lewe gedink het dat vloekwoorde is reg, kom maar sê ek nou vir jou. As jy vloekwoorde gebruik, soos wat pastore dit ook doen, dan is jy onder 'n vloek. Moenie sê, ja, dis net 'n uitdrukking nie, man, dis van die duiwel af. As jy 'n vloekwoord gebruik, dan beland jy self onder 'n vervloeking. Oh, halleluja. Dis eintlik 'n vloekwoord is eintlik violence. Dis 'n vloekwoord is eintlik 'n woord van geweld. Kan ek weer vir jou sê? Ons laat so maklik 'n vloekwoord uit ons mond uit, maar daai woord is 'n woord van geweld. En dis onsedelik, vuil, onrein ding wat uit jou mond uitkom. En dis waar wat die ou mense gesê het. As daar 'n bytjie uitkom, dan is die nes binnekant. So binne in jou is daar 'n nes van vloekwoorde. En jy is onder 'n vloek wat jy oor jouself gebring het. Nou gaan die woord van die Here verder verduideliking. Ek meen 'n vervloeking is 'n handeling van is 'n handeling om iemand te vervloek. Jou optrede, jou woorde
alles. En die Here sê, as hulle dit met julle doen, as hulle, dit meen ander dit moet, al is dit kinders van die Here, ensovoorts. Seën hulle. Hier kom nog 'n baie belangrike ding. Ek gaan nou alles mooi verduidelik. Hy praat van 'n curse en dan praat hy van cursed, dit weer met die D agter, né? Dis dat iemand 'n misfortune moet hê. Dit meen, daar's nie vir hom seëninge, voorspoed en al daai goed nie. Ja. Dit is wanneer jy gekust word. En dan kan hy verder en hy sê, hy praat van blessed en hier kom die wonder in. Nou kom ons by blessed. So nou by cursed gepraat. Halleluja. Om te seën vra jy eintlik om aan iemand 'n guns te bewys. Dit is wat seën en moenie vervloek nie. Seën beteken om aan iemand guns te bewys. Jy vra dit eintlik, jy vra dit van die Here. Dis 'n seën. Seën en moenie vervloek nie. Jy vra van die Here dat jy wil aan hierdie een guns bewys. Al het jy jou gevloek alles. Jy sien, dit is waar dit vandaan kom. Die woordjie seën beteken nie, die Here seën jou. Dis nie seën nie. Nee. Jy moet aan die persoon wat aan jou kwaad gedoen het, guns bewys. Ek gaan nou dit verduidelik. Geseën, heilig. Ek meen, blessedness. Gelukkig, salig, seënwense, blessings. Nou, en wat baie belangrik is, nou, dat in blessedness, die uitleg van blessedness, die woordjie, op die einde van die dag, 'n bedekte seën. Dit meen, ek vra die Here, seën beteken, ek vra die Here, want ek is sy kind. Dit meen, dit wat ek spreek, is eintlik wat die Here vir my gee om te spreek vir hierdie ou wat kwaad teen my gedoen het. Dit meen, ek vra eintlik die Here, en die Here weet, dit my hele lewe lank was so. Dit maak nie saak met wie ek doen, my grootste vyand is. Die oomblik as ek hom groet, dan weet ek wat om vir hom te sê. Maar ek sê nooit vir hom, hy's geseën nie, of die Here seën nie. Want dis nie seën nie. Om iemand te seën wat jou vervloek, vra jy vir die Here dat jy wil eintlik aan hom 'n guns bewys. En hier is 'n baie belangrike ding. Wanneer iemand wat my vyand is met my praat en ek groet hom wanneer hy gaan, en ek sê vir hom, ek bid vir jou. Dis 'n bedekte seën. Ek het nie nodig om hom te sê, ek seën jou. Wanneer iemand aan my kwaad gedoen, en ek kom nooit by hom uit nie, en ek bid, en ek sê, Here, ek bid vir die redding van sy siel. Dis 'n seën wat ek uitspreek. Dis 'n bedekte seën. As ek iemand groet, 'n sondaar of wat ook al, en ons het klaar gepraat, vra vir hom, gaan dit goed? Hy sê, ja, dit gaan goed. Maar as het klaar is, en ons groet, dan sê ek vir hom, gewoonlik, mag jy 'n goeie dag hê. Dis 'n seën wat ek uitspreek. Ek seën en ek vervloek nie. Al is hy my vyand, al
al het hy wat in my gesê. Ja. Baie keer ek sê ek ook vir iemand, ja, mag hierdie dag vir jou geseënd wees, of mag jy 'n goeie dag hê. Ja. Ek seën hom met 'n goeie dag, ek seën nie sy dade nie. Ek hoop jy verstaan wat hier aangaan. Want reg deur die woord, as jy na Paulus sy hele lewe gaan kyk, sy sendbriewe, ek meen, hy kom in Korintiërs, en ek wil dit graag vir u lees, want dit is baie raak. Paulus, hy groet die gemeente, en dit is die seën wat hy oor die gemeente uitspreek. Hy sê nie, ek seën julle nie, nee, gaan kyk in die Nuwe Testament en die 4 evangelies. Die Here Jesus het niemand geseën nie. O, geseënd jou. Maar hierdie geseën, oor wie het dit gespreek? Oor Johannes die Doper, moeder Maria, ek meen geseënd. Maar om iemand te seën wat jou vervloek, Paulus het die regte ding gedoen, toe hy elke keer as hy hierdie woorde uitspreek, en hy kan maar sy sendbriewe gaan, hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 3, hy sê genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus. Paulus spreek die seën van die Here uit, oor die gemeente, maar hy sê nie, ek seën julle nie, hy sê genade vir julle. Dit meen, as my vyand, wat ek nie mag vervloek nie, ek kan 'n seën oor hom uitspreek, naamlik genade vir jou. Nie seën, ek seën nie sy werke nie, ek vra genade vir hom, ek vra dit van die Here af, genade vir hierdie persoon. En dis die seën wat ek oor hom uitspreek, wat nie 'n seën is soos wat ons dink dit is. Genade is vir hom 'n seën. Dit was vir my 'n seën. Dit is nog vir my 'n seën. Vrede kan vir hom 'n seën wees en is vir my 'n seën. Halleluja. En hierdie ding is vir my, Paulus groet in Korintiërs, 1 Korintiërs 16. Hy sê hierdie 23ste vers, 1 Korintiërs 16. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Wat het Paulus hier gedoen? Hy het geseën. Maar hy het nie die woord seën gebruik. Die Here Jesus het ook nooit die woord seën gebruik. Gaan kyk maar. Petrus het ook nooit die woord seën gebruik. Nou, ek sê, o, julle seën. Ek seën julle nie. Nee, hulle het die seën uitgespreek. En nou in vroeër jare was dit so, val in die groot kerke. As hy die afsluitingsgebed, dan sê die dominee of pastore het gesê, kom ons bid saam, ek wil die seën van die Here oor julle uitspreek. Wat se seën? Mag die genade van God, vrede van ons en die gemeenskap met die Heilige Gees, mag dit gedurig by u wees. Dis wat seën beteken. Ek kan nie oor 'n gemeente bid waar daar duisternis, ongeregtigheid, skelmheid ensovoorts is. Ek sê, Here, seën daai gemeente nie. Dink jy dat die Here gaan ongeregtigheid seën? Hoor nie. As ek oor hulle bid en sê, Here, wees hulle genadig, dan seën ek hulle. Maar ek kan nie genade vra oor hulle ongeregtigheid nie. Want daai ongeregtigheid moet gelos word. En dit alleen deur die bloed van die lam. Maar ek kan genade oor hulle spreek, dat God hulle siele moet red. Dis 'n seën. Nou
en Paulus gaan verder. Hy sê, my liefde met julle almal in Christus. Dit meen, my liefde met julle is 'n seën. Maar hy seën hulle nie met liefde nie, hy seën hulle sy liefde. Dit meen, hy het hulle lief. En dis wat die woord sê, jy moet jou vyand lief hê. Al is dit jou vyand, daai wat al ook al van, jy moet hom lief hê. Met wat? Jy moet hom net lief hê met jou liefde. Moenie dink, omdat jy hom nou lief het, jy's nou besig om iets snaaks te doen. Nee, dis normaal. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy jou lief gehad terwyl jy ongered was. Terwyl jy skuim was op hierdie aarde. Nee, het hy jou lief gehad. En dit is wat die Here eintlik vir ons sê, jy moet jou vyand lief hê. Want ek het hom lief. Vir wie? Nie vir hom nie, nie vir sy werke nie. Nee, ek het sy sien. Jy sien al die mooi dinge wat eintlik 'n seën vir ander mense moet wees. Nee, ons weerhou dit van mense af, omdat ons op 'n troontjie sit. Halleluja. Laat die Gees van die Here jou reg leer uit die woord. Hoe moet jy jou vyand lief hê en hoe moet jy jou vyand seën, hierdie wat jou vervolg en vervloek ensovoorts. Op watse manier? Moenie sê ons bid dat die Here daai gemeente seën en hulle is vol geregtigheid nie. Jy kan dit nie doen nie. Nou, hulle sê, groet mekaar met 'n heilige kus, al die heiliges groet julle. En dan kom hy in die 13de vers, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met julle, amen. Dis die seën. Mag dit vir julle so wees. Jy kan hulle nie seën nie. Dit is allemaal interessant. Paulus praat van in 1 Korintiërs, maar ek gaan dit net lees. In Galasiërs sê Paulus hierdie woorde. Ek moet nou baie mooi luister. Paulus het gesê, seën en moenie vervloek nie. Maar Paulus kom hier en hy sê hierdie woorde. In Galasiërs 1 vers 7. Terwyl daaraan geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Dit meen, hierdie idee van ek moet byvoorbeeld 'n gemeente of 'n kerkgenootskap of die hoofde van 'n kerk met wat ongeregtigheid doen en nie omgee vir siele nie en weet jy wat al, ek moet bid dat die Here hulle seën. Die Here kan nie. Pastor, maar hoe is dit moontlik? Maar hierdie, ons moet hulle seën, ons moet hierdie gemeente seën, ek moet daai broer en suster wat ongeregtigheid doen en skelm is en geld steel en wat alles, ons moet hulle seën, dan sal ons geseën word. Nee, die Here stel nie belang in daai seën nie. Ons moet daai werke bestraf. En dit wat in die geheim gedoen word, moet op die takke verkondig word. Maar jy wil hê ek moet hulle seën. Nou gaan hy verder. Hierdie wat die woord sê, wat die Here Jesus gesê het, en dis God se woord, seën en moenie vervloek nie. Maar om te verkondig, ek moet daardie mense net seën, dan sal die Here my seën. Jy's besig om kinders van God in die war te bring en die evangelie van Jesus verdraai. Ek wonder net, Johannes die Doper, die Fariseërs en die skrifgeleerdes kom om gedoop te word. En hy sê vir hulle, slange adder geslag, wie het julle aangesê om die komende oordeel te ontvlug?
Johannes, jy moes hulle geseën het. Hulle kom, seën hulle. Laat hulle gedoop kan word, seën hulle. Ek hoop u verstaan wat die woord van God vir ons wil sê. Halleluja. En ek wil dit vandag vir u sê. Kom ons luister na wat die woord van die Here sê. Hy sê in Matteus hierdie woorde. As jy my nie glo nie. Die Here Jesus leer ons, seën en moenie vervloek nie. Hoor wat sê die Here Jesus? Hy sê in Matteus 7 vers 23. Baie sal, kom ons 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Nou, wat gebeur hier? Kom ons hoor. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Het die Here Jesus 'n vervloeking uitgespreek oor hulle? Nadat die Here vir ons gesê het, seën en moenie vervloek nie. Waarom het die Here hulle nie geseën nie? Hulle het dan duiwels uitgedryf, hulle siekes gesond gemaak, daar was goddelike genesing, in die gees van die Here dan gewerk, alles, en die Here sal sê, gaan weg van my af, julle vervloekings, julle vervloektes. Hy sê dit ook in die Bybel. Ek het julle nooit geken nie. Paulus sê, as iemand kom aan 'n ander evangelie verkondig as wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Paulus, maar jy het nou net gesê, seën en moenie vervloek nie. En wat maak jy nou? As jy ongeregtigheid doen, as jy skelm is, terwyl jy kind van God is, as jy die onregverdige mammon lief gekry het, dan is jy onder die vervloeking. En nou moet ek die seën oor jou uitbid. Nou, wat onder 'n vervloeking is? Nee. Dis al wat ek vir die Here kan vra, sover dit hierdie mense aangaan, wat wonders en tekens, Here, wees hulle genadig en red hulle siele. Dan spreek ek 'n seën oor hulle uit. Halleluja. Dis waarom die Bybel sê, hy sê, dis 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem. Hy sê, beveel en leer hierdie ding. En dan sê die woord, Efesiërs 5 vers 15, pas op, dat julle nougeset wandel, nie as 'n onwyse nie, maar as 'n wyse. As ek net sê, ek moet oor hierdie gemeente met al hulle ongeregtigheid en duisternis en skelmheid en valse beskuldigings ensovoort wat daar broei in daai gemeente, ek moet die seën van die Here oor jou uitspreek. Maak jy 'n fout? Jy is onwys. Jy het nog nooit tot die wysheid van God gekom nie. Want as jy die seën van die Here oor so 'n kerk of 'n gemeente of hoofkantoor ensovoorts uitspreek, dan staan jy direk teenoor God se woorde. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Ek wil gou verder gaan. Paulus sê dat daar die laaste dae sal daar mense wees. Hy sê dit. Hy sê maar weet dit dat daar die laaste dae kom. Kom ons hoor wat sê Paulus hier. Swaartye sal kom. Dit is 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Hy sê want die mens sal liefhebbers van hulle self wees. Is dit so vandag? Selfs die
Pinksterkerk, pastore en mense is liefhebbers van hulle self. Nou, geldgieriges, wys vir my 'n kerkgenootskap wat nie geldgierig is nie. Maar nee, maar ek moet nou die seën oor hulle uitspreek. Sodat ek geseën kan word, dit gaan nie werk nie. Halleluja, want weet jy wat? As ek die ding reg doen, dan seën die Here my outomaties. Prys die Here. Nou gaan ek verder, en hy sê hierdie woorde. Halleluja. Liefhebbers van geldgieriges, groot praters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik. Halleluja. Kan ek vir jou vra, pastore, as jy as hoofkantoor of 'n gemeente teen jou 'n aksie het, kom hulle na jou toe om versoening te doen, of vat hulle jou hof toe? Kom! Of dreig hulle jou met 'n sak, hofsak? Waarom is hulle onverzoenlik? Dis omdat daar ongeregtigheid is. Geldgierigheid. Hulle wil net kyk wat hulle kan, hoe hulle die gemeentes kan melk. En dan wil jy hê, ek moet hulle seën. Nou, baie belangrik is, die Here Jesus het nooit iemand geseën. Wel geseëndes genoem. In die Nuwe Testament. Baie interessant. Die Vader spreek nie seëning uit. Daar is 'n paar mense in die Bybel wat daar wel seëninge oor uitgespreek is. Ja, maar dis manne en vroue wie in geregtigheid gestaan het. Die Heilige Gees gaan jou ook nie seën nie. Nee. Net die Here Jesus kan jou seën met die Heilige Gees, deur jou te doop met die Heilige Gees. Maar hierdie verwarring wat baie mense verkondig, nee, seën het en dan sal jy geseën word. Interessant, mense vasbid oor 'n saak dat die Here 'n oplossing moet gee uit hierdie saak uit. As daar ongeregtigheid teenoor 'n persoon, dan bid hulle bid nie teen daai mense nie, hulle bid vir geregtigheid wat aan hierdie persoon, en dan kom jy sê, nee, kom ons los dit alles, ons moet nie vyande wees nie, ons moet nie bestraf nie, ons moet nie dit nie, ons moet hulle net seën, dan sal ons geseën word. Dis die wonderlikste truc wat die duiwel kan gebruik. Dis net soos liefde. Wat dink jy kry die duiwel met die woordjie liefde reg onder die kinders van die Here? Hy verwoes hulle. Nou kom hy met die seën. Hy verwoes hulle. Waarom dink jy die Here vir ons 'n wapenrusting gegee? As ons net nodig gehad het, as ons net moet seën en dan word ons geseën, dan het ons geen worstelstryd gehad. Waarom het die Here 'n wapenrusting daar? Hy sê sodat ons kan staande bly teen die liste van die vyand. Wat is die liste van die vyand? Hy kom met liefde, hy kom met seën, hy kom met dit, hy kom met genade, hy kom met al hierdie mooi dinge en dan sê en selfs met die bloed, hy kom met die bloed en sê, ag die Here kyk na my deur sy bloed en hy sien my sonde nie raak nie. Ek kan nie verstaan dat die mens so kan luister na die leuns van die duiwel nie. Maar dis sy listigheid. Dis waarvoor ons die wapenrusting nodig het. Halleluja. Prys die Here. Ek wil net verder gaan, want jy so
Oh, halleluja. So baie dinge wat gebeur het. Ek meen, Petrus praat van 'n wonderlike, Paulus praat van 2 Timoteus 4 vers 10. Hy sê, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Dit meen, hy het my verlaat, om die teenwoordige wêreld lief te kry. En ek wil vir u sê, die kerk, veral die Pinksterkerk, het die teenwoordige wêreld lief gekry. Hulle liefde teenoor die Here het verkom. Dis waarom nou kom het, het liefde, genade, seën. Want hulle wil alles bedek. En ek wil vandag vir u sê, die Bybel sê op een plek, hy sê die liefde bedek alles. Daar is een ding wat liefde nie kan bedek nie. En dis ongeregtigheid. Halleluja. Ek wil net gou hierso in Timoteus lees wat Paulus hierso verder sê, in 2 Timoteus 4, net gou daar lees. Ek wil hierdie dinge vir jou gee, want dit is baie belangrik. Hy sê, 2 Timoteus 4 vers 14, hy sê, Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas. Paulus sê, pas op vir hom. Want hy het ons woorde sterk teëgestaan. Hy sê, in die eerste verdediging het niemand by my gestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle toegereken word. Ek wil nou, jy moet luister. Nee. Ek meen, ek het 'n sak aan. En daar is baie mense wat saam met my bid. Maar weet jy wat? Toe hierdie boodskap kom wat iemand gesê het, ja, die Here het met haar gepraat om vir my te waarsku, dat ek moet seën en nie vervloek nie, ek moet vir hy gemeente, ek moet hom seën, dan sal ek geseën word. En ons laat weet van die ander mense, toe het mense gesê, dan moet ons dit maar doen, as die Here so sê. En net daar sê die Here vir my, ek het hierdie skrif nie in my gedagte gehad nie, want ek het hom baie lanklaas gelees, as ek dit so kan noem, maar, die sê die Here vir my, hierdie boodskap gaan veroorsaak, dat baie wat saam met julle in die stryd was, uit die stryd sal beweeg, om die wat julle kwaad aangedoen het te seën. Die duiwel het geweet, hy moet hierdie eenheid wat onder die mense is, om saam in die stryd te staan te bring. Deur hierdie woord. En ek was vir 'n oomblik, en is aanhoudend wat die duiwel vir my sê, maar die Bybel sê so, jy sê mos jy glo God se woord, nou jy moet dit doen, jy moet, ek het net gesê, Here, ek weet nie wat gaan aan nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie. En dan sê ek net elke keer, Here, U het dit gesê, Paulus het dit gesê, Petrus het dit gesê, dis U woord, wat maak ek? En toe ek tot rus te kom, toe begin die Here met my praat. En uit dit, toe gee die Here vir my al hierdie dinge. Paulus sê, seën en moenie vervloek nie, maar Paulus sê hierso. Hy sê, hierdie woorde, mag die Here hom vergelde na sy werke. En hier is die geheim. Mag die Here hom vergelde na sy werke. Dis sy werke wat op homself gaan neerkom. Paulus het hom nie vervloek nie. Maar sy werke. En daarom sê die Here Jesus, en dis baie belangrik, wanneer ons as kinders van God voor die regterstoel gaan staan,
sal ons vergeld word volgens die werke wat ons gedoen het in hierdie liggaam, goed of kwaad. Die Here vervloek jou nie, maar jou werke sal bepaal. En dis wat Paulus hier gedoen het, hy het hom nie vervloek nie, hy het gesê volgens sy werke. Nou, Paulus het nie gesê, ag Here, dis sy werke nie, ek seën hom, sodat ek, halleluja. En kom maar sê ek nou vir u, dis waarom die Here waarsku teen die valse profete, die valse Christus, die valse apostels, die valse leraars, al hierdie dinge. Die Here het nie een van hulle vervloek, behalwe Paulus wat gesê het, as iemand 'n ander evangelie verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Dit meen, hy vervloeking nie, Paulus vervloek niemand nie. As hy 'n ander evangelie verkondig, laat hy 'n vervloeking wees. Menende, hy verkondig 'n ander evangelie, so die vloek is op hom. Dit is my te doen, ek het hom nie vervloek. Halleluja. En ek wil vandag vir u sê, my loon en jou loon sal wees volgens jou werk. En as jy gemeenskap het met die werke van die duisternis, met die ongeregtigheid, met lieg, steel, roof, en kyk waar hy 'n volgende een kan indoen, kind van die Here. En in die Pinksterkerk is daar baie. Baie. Ek kan nie die seën oor die werke wat jy doen spreek. Ek kan vra vir genade vir die Here. Ek kan vra dat die Here jou oë oopmaak. Dis 'n bedekte seën. Maar ek kan nie net sommer seën. Ek het geen reg. En ek wil vandag vir u sê, ek kan aangaan, hier's nog baie dinge wat ek kan doen. Halleluja. Maar, dit is vir my so wonderlik. Hy sê ook in die woord van die Here, en ek wil dit graag lees in Timoteus. Vanaf die 3de vers. 2 Timoteus 3 vers 3. Hy sê, sonder dat die onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Nou, dis volop in die kerk. Ek wil net verder gaan. Mense wat liefhebbers geld, maar hy gaan verder en hy sê, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En is die kerk nie vandag 'n genotplek? Kom 'n bietjie. Hulle speel sorg dat daar speelgoed vir die kindertjies is buitekant. Speelparkie. Of in die saal as dit reën. Nee, maar die kinders gaan nie in die kerk meer nie. Dit meen, dis 'n genotplek. Die kinders raak groot dat die kerk 'n genotplek is. En wanneer by die groot mense kom, dan word daar geëet en gedrink en gevrolik gewees in die kerk, alles, halleluja, dis 'n genot, dis lekker om daar te wees, want die samesyn. Die bidkamer het 'n kombuis geword. Ja, bidkamers is 'n kombuis. Platforms het geword 'n plek wat aankondig, daar is tee en koffie daarvoor, en daar is dit, en daar is dit, daar kan jy iets gaan eet. Ek meen, dis waarvoor hierdie bietjie preek wat hulle hou, diens wat hulle hou, beteken niks met die Here nie. Maar nou wil jy, ek moet bid dat die Here hulle seën. Nou gaan hy verder en hy sê die woorde. Hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Dis 'n spookhuis. Die kerk het 'n spookhuis geword. En jy wil hê, ek moet hierdie spookhuis, hy seën.
Halleluja. O nee, ek bestraf hom eerder. Want dis wat die woord van die Here sê. Bestraf hom. Ek het reg om hom te bestraf. Maar terwyl ek hom bestraf, kan ek sê, Here, wees hulle genadig. Dan spreek ek 'n seën oor hulle. Genade. Dat hulle gered kan word. Nou sê Paulus, hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Waar die krag? Baie interessante ding, né? Hulle preek ons moet wegbeweeg van die kruis. Die woord van die kruis is vir ons wat gered word, die krag van God. So hulle het 'n gedaante, hulle het 'n kruis. Dis net 'n gedaante. Die Here Jesus is in elk geval gedaante, net soos vir die disippels, toe hy op die see geloop het, toe dink hulle hy's 'n spook. En dit is wat die Here Jesus vandag is vir die kerk, hy's 'n spook. Maar wanneer hulle sink en probleme het, dan roep hulle, en dan, hoekom laat die Here dit toe? Ek kan nie verstaan dat die Here, en waarom kry ek so swaar, en al hierdie tipe dinge nie. Ek wil net vir die sê, opregte kinders van die Here kry ook swaar. Dis vir ons uiteengesit in die woord. Paulus het dit baie duidelik gesê, ons sal verdrukking hê, ons sal vervolg word, ons sal, die Here Jesus het dit gesê, ons sal swaar kry, finansiëel, met tydelike probleme sit, verseker. Nou sit jy daar, nou kom preek hulle weer, man seën net die mense wat aan jou kwaad gedoen, dan gaan die Here jou seën, man dis 'n leuen. Kyk 'n bietjie op, en kyk wie sorg vir jou, al kry jy nou swaar. Vertrou net op die Here, en dit sal weer met jou goed gaan. Want by hom is niks onmoontlik. Maar as jy vaskyk teen jou probleme, vra waarom kry ek so swaar? Dan is jou oë nie meer gefestig op die Here Jesus. Kyk nou en vergeet jou probleme. Die Here sal vir jou sorg daar. Nou gaan hy verder en sê, hoor wat sê Paulus? Hoor wat sê Paulus? Hierdie mense het gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Hy sê, keer jou van hierdie mense af. Dit meen, ek moet daai gemeente wat vol ongeregtigheid en skelm is en valse goed verkondig ensovoorts. Nou, ek moet my afkeer van hulle. Ek kan hulle nie seën nie. En in die hoofkantore van die kerke vandag is die grootste onheil. Hy sê, keer jou af van hulle. Hulle het 'n gedaante van God sal. Hulle loop rond, Here, op platforms, né, en op Facebook oralste, maar hulle harte is vol bedrog en ongeregtigheid. En dan moet ek hulle seën. Wanneer die Bybel sê bestraf hulle. Halleluja. Hy sê Matteus 7 vers 15, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapklere, halleluja, is dit nie interessant, die skaapklere, dis skaapbaadjies, en dis skaap dit, en dis skaap dit alles, en broer, hulle is so opgepolis, en dis alles wol, en wat hulle aantrek, want, ek meen, dit is smart, alles, hulle loop in skaapklere rond, hulle lyk soos ons. Ons het nie nodig om skaapklere rond te loop, ons is skape. Nou, hulle lyk soos ons, want hulle is oortrek met skaapwol. En weet jy wat? Hulle blerp nogal soos ons. Nou, julle kom, maar van binne roofsugtige wolwe. Kom 'n bietjie. Waarvan beroof die kerkleiers, die hoofkantore vandag, die mense en die pastore in die gemeentes, van die geld. Dis al wat hulle soek. Ek meen, 'n pastoor sal 30 jaar vir hulle werk, hy sal 2 gemeentes opbou, van die grond af, hy vra hulle nie 'n sent nie, en dan op die einde van die dag, dan wil hulle dit wat hy het, ook van
hom wegneem. Hulle is roofsigtige wolwe. En nou wil jy hê, ek moet die seën oor hulle uitspreek. Nadat die Here ons gewaarsku het. Halleluja. Daar is so baie gelykenis. En ek wil vandag vir u sê, selfs hierdie mense, die Bybel sê hulle sal duiwels uitdryf. En u naam baie kragtig gedoen. Dit meen hulle, duiwels uitgedryf, kragtig gedoen. Alles. Wat sê die Here Jesus? Kom ons gaan lees 'n bietjie. Halleluja. Die woord van die Here sê, ook in 1 Petrus 5 vers 3, hy praat met die ouderlinge, dit meen, hy praat met, Petrus praat met die ouderlinge van die gemeente. Hy sê, ons moet nie heersers oor die erfdeel wees nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Voorbeelde vir die kudde. Petrus het geskrywe oor Biliam, wat die onregverdige, die loon van die ongeregtigheid liefgehad het. Wat is dit? Geld. Hy skryf daaroor. Hy sê hulle smeel saam met ons. Eet saam met ons. Hy sê hierdie woord in 2 Petrus 2 vers 12. Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang te word en vernietig geword, in hulle verdorwenheid ten gronde gaan. Halleluja. Hy praat van predikers, hy praat van die gemeentes, hy praat van mense wat sê hulle dien die Here, hulle sal in hulle verdorwenheid ten gronde gaan. Halleluja. Maar Petrus, jy moet hulle sien. Judas kom en hy sê, die eerste woord, Judas 1 vers 10, maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle ten gronde. Hy sê, maar al hierdie dinge het julle oorgekom as voorbeelde. Het hulle, dit is al 1 Korintiërs 10 vers 11, as voorbeelde. En is opgeskrywe as waarskuwings aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Al hierdie dinge. Petrus gesê, Paulus gesê, die Here Jesus gesê, en wat wonderlik is, nie een het uitgespreek, die Here seën daardie verdorwenheid. Die Here seën daardie ongeregtigheid nie. Halleluja. Maar die woord het gesê, ons moet seën, dis heeltemal reg. Ek wil nou net vir die 'n vers lees. Miskien sal u insig kry as u dit saam met my lees in Hebreërs. Ek wil net so 'n bietjie oor ongeregtigheid. Judas het die loon van ongeregtigheid ontvang. Dit meen, hy het Christus verkoop. En ek wil vandag vir u sê, die hele kerkwêreld, ek gee nie om of jy katholiek is, en ek gee nie om of jy Pinksters nie. Die hele kerk het die loon van ongeregtigheid ontvang. Dis waarom die kerk so vol ongeregtigheid is. Nou, want hulle die waarheid verkoop terwille van hierdie loon. Judas het gedoen en hy het voor hom geval oopgebars en hy is dood. Halleluja. Daarom sê die woord van die Here, die ongeregtigheid, ek meen, veroorsaak dat die waarheid onderdruk word. Hy sê, maar aan die wat eiesinnig is, aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam, in grimmigheid en toorn. Dit meen ongeregtigheid, halleluja. Ek wil vir die kerkwêreld sê, die kerk, hoofde, die kerk, pastore en predikers, en vir die gemeentes. As jy gehoorsaam is aan die ongeregtigheid, wag daar vir jou grimmigheid en troon. Ek kan nie
die seën oor jou uitspreek. Hy sê, hy sê, ons moet nie bly wees saam met die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit meen, as ek saam met die waarheid bly is, dan seën ek die waarheid. Maar as ek bly in die ongeregtigheid, kan ek nie die ongeregtigheid seën, want ek staan in die waarheid. Nou gaan ek verder en hy sê hierdie woorde. Hy sê, die antichrist gaan kom met verleiding van ongeregtigheid. Baie jy hoor sê dit in Timotheus, baie het behaag in ongeregtigheid. En dan kom Paulus en hy sê, evenwel, die fundament van God staan vas met die seël. Die Here ken wat syne is, want elkeen wat die naam van die Here noem, moet afstand doen van ongeregtigheid. Ek vra vir die kerkhoofde, wanneer gaan julle afstand doen van ongeregtigheid? Maar julle wil hê ons moet bid, laat julle geseën word. Ek kan nie. Maar wat sê die woord van die Here verder? En ek wil nou hê, jy moet baie mooi luister na hierdie skrif. Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het u, o God, u geself met vreugdeolie bo u metgesel. Nou wil ek vandag vir jou sê, het jy geregtigheid lief? Ek wil jou vra. Het jy geregtigheid lief? Waarom bid jy die seën van die Here oor die wat in ongeregtigheid wandel? Ek vra, het jy geregtigheid lief? Hy sê, u het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad. Dit meen, jy wil die seën van die Here oor hierdie wat ongeregtigheid doen en onreg doen en onregverdig is teenoor hulle medebroers en susters. Jy wil die seën oor dit uitspreek wat die Here Jesus haat. Ek is dankbaar vir hierdie een die persoon wat die boodskap van my gestuur het. Want ek weet nie wanneer sou ek tot die kennis van hierdie ding gekom het, as die boodskap nie gekom het nie, maar die boodskap moes kom. En ek is dankbaar daaroor. Maar as ek nie die waarheid verkondig oor hierdie boodskap, dan gaan die Here my verantwoordelik hou eendag. En jy het vanmôre die waarheid gehoor. Daar's nog baie dinge, voorbeelde wat ek ook kan wys in die woord van die Here. Halleluja. Die Bybel sê, 2 Petrus 2, toe maak nou klaar die 13de vers. Hy sê, in die loon van die ongeregtigheid ontvang. Wie? Biliam het dit ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag 'n genot. Die Bybel sê hulle het meer liefhebbers van genot geword as liefhebbers van God. Nou wat is hierdie genot waarvan die woord praat? Hier sê hy dit. Hulle ag die weelderigheid. Dit meen, hulle lewe in weelde. Hy sê oordag 'n genot. Dis lekker om geld te hê. Hoofkantoor, dis mos so lekker om geld te hê. Julle kan mos huise gaan bou van miljoene rande en alles wat mooi is en masjiene, alles ek ry self ene, maar dis nie vir my genot nie. Halleluja. Die Here het hom vir my gegee, so ek gebruik hom. Maar dis vir julle genot. Maar kyk hoe die Here ons geseën. Hoor nie? Julle die loon van die ongeregtigheid lief gehad, en dis waarom julle so verryk geword het. En nou moet ek julle seën. Halleluja. Hulle is skandvlekke. Hoor wat sê die woord? Die hoofde van die kerke, pastore en kinders van die Here, is skandvlekke en smette, weelderig in hulle bedriegery, as hulle saam met julle saam smeul. Dit meen saam eet en drink en vrolik wees,
Dis die teken van die tyd waarin ons lewe, wat die Here gesê het in die dae van Noag, dat sy eet en drink te vrolik weet in die huwelik. Ons smeel saam met hulle brood, ons sit saam met hulle aan die tafel. Die Bybel sê, 2 Petrus 2 vers 15, hulle het die regte pad verlaat en verdwaal. Die weg gevolg van Biljam, die seun van Boas, wat die loon van die ongeregtigheid lief gehad het. Ek weet dat een leier van 'n kerk het vir my gesê, dis my geld. Dit is eintlik myne, maar hy sê dis syne. Wat die loon van ongeregtigheid lief het. Wat in ongeregtigheid wil hy myne van my af wegvat. In onreg. En nou moet ek bid, laat die Here hulle seën. O nee. Hy sê 1 Johannes 5 vers 17. Alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Dit meen alle ongeregtigheid is sonde. En ek wil vir jou sê, moet dit nie waag. Onreg en ongeregtigheid, bedriegery ensovoorts. Daaroor te bid en dit te seën. Nee, as jy hulle wil seën, bestraf net. Want dis 'n seën. Want as jy dit kan bestraf, en daai vyand kan die pad vat, dan het jy hulle gewen. Maar nie die seën nie, want dan seën jy die ongeregtigheid. Jy seën die leuen, jy seën hierdie geldgierigheid, jy seën dit alles, onreg ensovoorts. Die duisternis, jy seën dit. So as ek al hierdie goed by jou bestraf, dan doen ek eintlik goed aan jou en ek seën. Halleluja. Hoor wat God se woord sê. Ons moet seën en nie vervloek nie. En die Here weet, ek het geen behaag daarin om enige mens te vervloek. Maar ek het behaag daarin dat daar aan my en aan jou en die volgende kind van God reg verskaf word. En as die kerk nie aan my reg wil verskaf nie, dan lewe hulle in ongeregtigheid en onreg en bedriegery en slinksheid om te probeer kry dit wat hulle nie toekom. Ek sal nie die seën van die Here oor hulle uitspreek. God se woord laat my nie toe nie. Prys die Here. Vader, baie dankie sê vir u onfeilbare woord. Halleluja. Here, u woord bestaan nie uit 'n paar versies. U woord is van Genesis 1 tot Openbaring 22 aan mekaar geweef. En u sê self, die woord kan nie gebreek word. Here, as ons een ding toepas in ons lewe, dan het ons al die ander seëninge uit die woord van u. Gee genade dat ons die volheid van u woord sal handhaaf, sal glo, sal lewe in waarheid. Want dis net die waarheid wat my vry kan maak, sodat ek nie in verwarring kan kom oor die evangelie van Christus. Dankie vir die woord van die waarheid. Seën elkeen in Jesus naam ons prys. Amen en amen.